Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid. Goeiemôre Willem, goeiemôre liewe luisteraars. Ja, ons is inderdaad by Oktober wat die digters en die skrywers na verwys as die mooiste maand. Ek wil graag 'n paar keer met ons gesels oor die rol van veerkragtigheid in ons as volwassenes en ook in ons kinders en wat ons kan doen om ons kinders aan te moedig en 'n omgewing te skep waarin hulle dan aan hulle eie veerkragtigheid kan bou. Ek dink dit is veral nogal belangrik in hierdie tyd waar ons nou alreeds weer voorberei vir eksamens, einde van 'n akademiese jaar. En ja, ons werk hard. Ons kyk na die uitslae wat ons kry en selfs diegene van ons in 'n werksituasie wat nou by ons kernuitsette kom wat ons met ons bestuurders of werkgewers bespreek. En soms dink ek kom ons by punte waar ons voel, ons het soveel ingesit, ons het soveel gedoen of ons kinders het hard gewerk en dan is die uitslag of die terugvoer dalk nie heeltemal wat ons verwag het nie. Maar ook in ons elke dag se lewe is daar situasies waarin ons beland, waarin ons interpretasies maak, ons het sekere perspektiewe, ons neem goed waar en op grond daarvan neem ons dan ook besluite. En hierdie besluite bepaal dikwels ook ons doelwitte vorentoe. Maar kom ons kyk 'n bietjie na veerkragtigheid. Ek het 'n vorige keer ook hieroor gesels, maar my perspektief is anders vandag. Nou as ons na die definisies kyk, dan sê ons veerkragtigheid is hoe ons dan nou sogenaamd terugbons na uitdagings of stres of die slegte goed wat met ons gebeur. So dit beteken ek het 'n innerlike krag om terug te wip deur 'n moeilike situasie wat ek deurgewerk het en amper weer wat ons ook noem daardie homeostase, daardie vlak te bereik waar ek dikwels was voor hierdie erge stres of distress of moeilike ding. En dan het ek die voorbeeld in die verlede ook gebruik van 'n wipplank waar ons die lewe ons afgooi, dat ons of heeltemal onder op die grond beland, of ons voel ons is heeltemal bo in die lug, ons weet nie hoe gaan ons weer hier in die middel beland nie, en tog gebeur dit as ons op 'n goeie dag besef, maar ja, dinge het tot daardie mate genormaliseer, dat hierdie wipplankery van my eintlik tot 'n einde gekom het, en dit voel vir my, ek het weer balans teruggekry. Dit is ook so, dat ons veerkragtigheid kan beskou as 'n herstel van ons geestesgesondheid tydens of nadat ons blootgestel was aan ernstige stressors. So dit beteken daar's 'n dinamiese proses wat in elkeen van ons aan die gang is terwyl ons deur een of ander stresvolle of intense stuk spanning of teëspoed moet werk. En ons is nie altyd bewus van die feit dat ons hierdie stuk dinamika het wat onderliggend aan die werk is nie. So wanneer ons kyk na veerkragtigheid, dan sien ons het 'n aanpassingsvermoë, ons kan dan hierdie stres verwerk en ons pas aan by verandering. Dit beteken ook dat ons meer probleemoplossingsvaardighede begin inspan of selfs verfyn. Wat het die vorige keer gewerk in 'n soortgelyke situasie wat ek weer kan gebruik? Daar's ook hierdie motivering om tog net deur hierdie proses van teëspoed te kom. Dan kom ons by die coping meganisme van
emosionele regulering waar dit vir my partykeer baie pynlik kan wees. Ek is hartseer, maar tog kan ek my emosies sodanig hanteer dat dit my nie oorspoel nie. Ek dink een van die belangrike bronne wat ons altyd in veerkragtigheid in gedagte moet hou, is ons ondersteuningsnetwerke. Ander persone in ons lewe wat ons kan ondersteun, wat daar is vir ons, wat ons weet ons op kan staatmaak. En nou dat ek in die begin gepraat het van veerkragtigheid by ons en ons kinders, wil ek dan ook vir die ouers in hierdie enkele gesprekke oor veerkragtigheid 'n bietjie help om te dink, wat kan ek doen om my kind te help om meer veerkragtig te wees, of dan 'n omgewing te skep waarbinne ek en my kind oor hierdie terugbons kan praat, maar dat ons mekaar ook as deel van ons ondersteuningsnetwerk kan ervaar en kan verseker wees, daar's iemand wat my hierdeur sal bystaan. Ja, dit is ook so dat wanneer ek in 'n moeilike situasie was en ek iets gekry het wat vir my baie goed gewerk het, wat my gehelp het om agterna dan nou weer rustig en kalm, met 'n gevoel van genoegdoening dat ek hierdeur gekom het te werk, dat dit vir my sekere vaardighede leer wat ek dalk nie van tevore gehad het nie. En dit beteken ons kan dan ook planne maak om veerkragtigheid in onsself te bou. Ons gaan meer hierby uitkom, maar ek dink ek wil net enkele goed noem waarvan vir my die belangrikste is, hoe dink ek oor wat met my in hierdie proses gebeur of gebeur het. En dan weer daardie hele saak van positiewe gedagte aksietendense versus negatiewe gedagte aksietendense. Gaan ek eers na die totale negatiewe en ek dink aan al die ander slegte goed wat kan gebeur, of behou ek die moed en die motivering en ek sê vir myself, onthou, dit het nie met my gebeur nie, maar dit het vir my gebeur, bedoelende dat ek die vermoë het om hierdeur te kom. So in die proses is daar ook iets van 'n gevoel van, omdat ons leer, omdat ons in 'n proses is om hierdeur te werk, en ek wil klem lê op die woord proses, is dit nie 'n geval van dat ek noodwendig altyd 100% veerkragtig uit alle situasies gaan kom nie. Ek gaan dalk in 'n groot mate agterkom, ek kon terugbons. Dit vat my dalk langer. Ek is dalk baie gefrustreerd in hierdie tyd tussen waar ek nou is en waar ek graag wil wees, waar ek weer wil voel, maar hierdie wipplank wip nie meer so erg met my nie. Aan die ander kant is dit ook 'n geval dat terwyl ek in hierdie leerproses is, of in hierdie proses waar ek my veerkragtigheid ontwikkel, kan dit by my klomp frustrasies ontlok en dit kan erger stres veroorsaak. Want onthou, ek is nou in 'n ongemaklike posisie terwyl ek in hierdie sleg en swaar en stres is, maar ek kan sien wat gaan gebeur as ek hier uitbeweeg het. Maar daar's 'n spasie, daar's 'n ruimte, 'n gaping tussen hier waar ek nou is en waar ek graag wil wees. Liewe luisteraars, Willem, ja, en as ek sommer direk kan sê, ons kinders, terwyl ons nou, soos ek net genoem het, in hierdie moeilike fase of tydvak is, waar ek deur hierdie teëspoed en hierdie distress en hierdie moeilike en hierdie geestesongemak moet werk, met die hoop en die motivering dat daar gaan 'n tyd van aanpassing en herstel wees waar hierdie moeilike geïntegreer raak met my copingvaardighede sowel as my vermoë om terug te bons, ervaar ek dan hierdie frustrasie, hierdie gaan dit werk, gaan ek regtig loskom uit hierdie sleg. Baie keer gebeur dit dat daar wat ons noem kroniese krisisse is,
waar die een krisis amper nog nie klaar opgelos is nie, dan word ons aan 'n volgende krisis en 'n volgende blootgestel. En in hierdie proses voel ons as dit ware asof ons vasgevang is en ons weet nie hoe gaan ek ooit hier uitkom nie. Daai wipplank van ons wip so hard op en af en ons weet almal as ons op 'n wipplank is en daar's iemand wat 'n bietjie groter is, ek is aan die ander kant en ek beland hier onder op my sterre, dat dit nogal 'n harde afkom aarde toe is. En ons wil dit probeer versag deur te kyk tot watter mate kan ons in hierdie kleiner stresvolle momente, soos ons die stres van onsself afbreek, alreeds 'n bietjie stukkie vir stukkie terugbons. Dat ons byvoorbeeld vir ons sê, goed, hierdie spesifieke krisis kon ek op 'n sekere manier hanteer. Kom ons sê argumentsonthaalwe. Die motor breek, net sodra die motor reg is, kom my kind val uit 'n boom uit, breek 'n arm. En net nadat ek nou agterkom, my kind is nou al besig om die hele skool hierdie stukkie gips te laat teken, kom sê iemand vir my by die werk, daar's 'n moontlikheid van afleggings. En dit voel net vir my hierdie goed reën soos haalkorrels op my neer, die onsekerheid. In die eerste plek, as ek dan weet, dit is wat ek bedoel met kleiner momente van terugbons. As ek weet, goed, ek kan die motor laat herstel, of ek kan iets daaraan doen terwyl die motor besig is om herstel te word, kan ek dalk 'n rygeleentheid saam met iemand kry. Of kan ek dalk kyk, wat kan ek doen om op 'n ander manier van punt A na punt B te kom? Met my kind wat sy arm gebreek het, wat kan ek doen om my kind nou te help met die aanpassing, alhoewel kinders dalk nou soos ek sê, die aandag geniet van almal wat op hierdie stukkie gips teken, is dit die aanpassing van ek moet nou met een hand aantrek en klaarkom, en dis 'n frustrasie en dis ongemaklik en dis 'n gesukkel voordat ek by die skool uitkom, ek hoef niks verder te sê nie. Wat kan ek my kind help doen om seker te maak dat ons nie 'n vroegoggendkrisis gaan hê wat elke keer dalk op konflik of op 'n slegte weggaan van die huis, uit die huis gaan soggens gaan plaasvind. Deur byvoorbeeld in die aand seker te maak, die tas is gepak, die klere is reggesit, ek staan 'n bietjie vroeër op om my kind te help aantrek, of wat ook al. So in hierdie krisis bou ek daardie probleemoplossings in, wat my stukkie vir stukkie laat beter cope en al stukkie vir stukkie laat terugbons. Ons weet dit almal, ons is bekend daarmee. Maar nou wil ek ook graag verder gaan deur te sê, in hierdie hele proses, en dit is waar ons so baie keer as ons met ons kinders ook werk, ook vir ons kinders moet help om te kan aanpas by veranderinge. Hoe dink hulle oor die moeilike, oor dit wat vir hulle stres veroorsaak? Hoe kan ons hulle help om met hulle te sit en gesels en vir hulle te help om 'n breër perspektief te kry, om meer strategies te dink en nie net vasgeval te wees in die hier en nou, baie keer met hierdie vreeslike konkrete denke van, maar as hierdie nou in my lewe gebeur, dan is dit amper nou gegiet in sement, as ek dit so kan sê. Dit is waarom ons baie keer kry dat kinders wat 'n matriekeksamen druip, die enigste uitweg selfdood sien, want vir hulle is dit, my wêreld het in totaliteit in mekaar gestort, want daar is nie meer hoop nie, want alles gaan rondom om my matriek te kry. Of byvoorbeeld kinders wat gaan vir hulle motorbestuurslisensie en na die eerste, die tweede of die derde keer dit nie kry nie, en kwaad is vir die stelsel omdat hulle dit nie kry nie. Kwaad is vir die bestuurskool, die persoon wat hulle daarmee help. In plaas van om dalk net 'n bietjie te gaan stil sit en te sê, goed, hierdie het nou gebeur. Kom ons kyk, as daar sekere van hierdie foute was, hoe kan ons dit regstel? En as ons dit reggestel het in jou bestuurstyl, moet ons net dalk 'n bietjie werk aan om jou te help om te ontspan en eintlik hierdie proses te geniet, behalwe om jou naels af te kou nie. Wat kan ek doen om my kinders te help om ten spyte van vas te byt?
Ons weet ook, veerkragtigheid het direk verband met my selfvertroue. En wat kan ek doen om my kind te help om 'n bietjie meer selfvertroue te kry? Want as ek meer selfvertroue aan die dag lê, is ek meer gemotiveerd en is dit ook vir my makliker om terug te bons. Ja, soms moet ons instinkte vertrou en ons moet ons kinders ook sensitiseer om hulle instinkte te vertrou. Ons moet help planne maak. En dit is, dink ek, vir my een van daardie belangrike goed wat ons so baie keer probeer doen as goeie ouers. Ons wil ons kinders uit die moeilikheid uit help, in plaas van om hulle te help, om hulle self uit die moeilikheid uit te help. Dit is so, niemand is 'n volmaakte ouer nie, en is alles behalwe ook wat ek sê. Om vir ons kinders te kan sê, die lewe is onregverdig, die lewe is moeilik, maar ons is elkeen tot 'n mate in beheer van sekere goed in ons lewe. As ons net vir ons kinders sê wat 'n moeilikheid of iets opgetel het, jy weet, die lewe is onbillik, hanteer dit. Dan help ons nie ons kinders nie, maar deur vir hulle te sê, ons weet die lewe is onregverdig, ons weet die lewe gebeur, maar ons maniere wat ons beheer kan terugkry. So met ander woorde, die onbillikheid van die lewe is nie die klem wat ons hier in ons kinders wil bevestig nie. Ons wil hulle help om te weet, ons het elkeen 'n gawe, 'n ingeboude manier om so anders te dink oor hierdie probleem wat ons nou opgetel het, dat ons 'n oplossing daarvoor kan kry. Kom ons dink byvoorbeeld, ons kind word nou nie uitgenooi na 'n verjaarsdagpartytjie toe nie, en nou wil ek my kind in aanhalingstekens red deur te sê, weet jy wat, dit maak nie saak nie. Ons gaan vir jou sommer 'n partytjie daai selfde dag hou. So wat doen ons nou? Ons is besig om ons kind op so 'n manier uit hierdie moeilikheid in aanhalingstekens te help, dat ons nie ons kind help om dit te hanteer nie. Ja, ons kan vir hulle sê, weet jy, dit is regtig baie goor dat hulle jou nie genooi het nie, maar jy kan hierdie hanteer en jy kan hierdeur kom en jy kan 'n sterker mens aan die ander kant uitkom. So met ander woorde, ons taak en doel is ook nie, as ons ons kinders wil help met teleurstelling, om hulle sodanig te red, dat ons elke keer die antwoord moet gee nie. Hulle moet op hulle eie leer om terug te bons, anders steel ons hulle vermoë om terug te bons. Hoe help ek 'n kind om 'n sterk kind te ontwikkel? Nie deur om die, sal ons maar sê, die bumps en die hobbels van die lewe uit hulle pad te verwyder nie, maar om hulle te help om hierdie hobbel te hanteer. Soos iemand een keer gesê het, prepare your kid for the road, not the road for your kid. En waarop dit uiteindelik neerkom, is dat ek in hierdie fase van die moeilikheid waar ek nou is, en die feit dat ek weet ons kan hier deurkom, daardie gaping, kan ek maniere vind om hierdie frustrasie wat ek ervaar, te probeer hanteer, want onthou, dis ook deel van 'n leerproses. Ek gaan volgende week verder hiermee aan, en ek wil spesifiek praat oor hierdie frustrasie gaping van, hierdie is die stres, hierdie is die slegte waarin ek en my kind of my kinders is, daardie is die uitkoms vorentoe, maar wat gebeur in hierdie oppe en affe, soos wat ek moet leer om hierdie ongebalanseerdheid te kan hanteer, sodat ek suksesvol terugbons. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees.